by nog 'n aflewering van ATKV Skatkis, die reeks waar ons reg oor Suid-Afrika reis om die ATKV se immer gewilde projekte te besoek. Ons het reeds gaan kuier in Drakensberg, Potchefstroom en Pretoria. En vandag is ons hier by Okkie Jooste kampterrein in Jonkershoek, net buitekant Stellenbosch. Ons besoek ATKV Crescendo se finale slypskool met die 10 finaliste wat gedurende 2022 deur die Crescendo Mentors gekies is. Kom ons gaan kyk waarmee hou hulself besig. Morne, welkom hier so by ons vandag. Jy is nou al 'n hele rukkie so betrokke by ATKV Crescendo. Hoe het jy betrokke geraak en hoe het dit verander deur die jare? Ek was oorspronklik by ATKV by Taalgenoot betrokke gewees. En toe het ek so bietjie meer as 10 jaar gelede het ek 'n pos gekry by binne die projekte afdeling en toe by Crescendo betrokke geraak. Crescendo het oorspronklik in 1973 begin as 'n talentsoektog kompetisie met klomp verskillende afdelings vir liedjies skryf, vir optrede, algehele wenner en so aan. En ons het in 2012 het ons gegaan en die projek so 'n bietjie herverpak. Daar's soveel talentsoektog kompetisies daar buite. En ons het net gedink daar's meer waarde daarin om die projek gaan herverpak as 'n talentontwikkelingsprojek. Uit te gaan en liedjieskrywers te gaan soek en dan opleiding en ontwikkeling aan te bied vir liedjieskrywers en sodoende nuwe genres in Afrikaans te ontwikkel, nuwe dialekte te gaan soek en nuwe musiek daar buite te sit. Ja. Dis wonderlik. En watse kunstenaars het deur die Crescendo projek daar buite gekom wat ons nou vandag by die huis sal ken? Sjoe, Randall Wickham, Rina Higu, Annelie van Rooyen, Karen Hougaard, Anna Davel, Petronel Baard, Jak de Priester, Rihanna Nel. Ja, dis 'n hele rits van hulle. Ek meen, dis 'n 50 jaar geskiedenis van kunste, van Afrikaanse kunstenaars wat basies hulle voete gevind het in Crescendo. Ja. En as jy een toekomsdroom kan hê vir Crescendo, wat sal dit wees? Dat Crescendo vir nog 50 jaar daar buite kan wees, mense se drome kan waarmaak, nuwe musiek vir die wêreld kan gee en ja, net joy bring, net die heeltyd net joy bring en die heeltyd net 'n positiewe bydrae maak tot die Afrikaanse musiekbedryf. Baie dankie, Morne. Dankie. Chris, jy is betrokke by ATKV Crescendo deur NWI se Instituut vir Kunstebestuur, maar jy was voorheen eers die projekbestuurder van Crescendo. Hoe het die projek verander? Weet jy, die ou formaat Crescendo het 'n baie sterk fokus gehad om Afrikaanse talent te ontdek in die eerste plek en dan 'n platform te skep vir die talent om gesien te word. Die nuwe formaat Crescendo het 'n baie sterk fokus op opleiding en bemagtiging om daai talent te help slyp. En ek dink dit is 'n baie fantastiese element wat bygekom het by Crescendo, waar dan nie net opleidings of optreegeleenthede geskep word nie, maar ook geleentheid om die rou talent te ontwikkel. En ATKV het 'n skitterende span kunstenaars, mense wat uit die bedryf uitkom wat hulle betrek by die proses om die finaliste te help om hulle talente regtig te slyp. Hoekom is dit belangrik vir 'n universiteit om te belê in 'n projek soos Crescendo en die mense betrokke daarbey? 'n Universiteit is eerstens 'n opleidingsinrigting. So opleiding is ons kernbesigheid. Maar dit is ook vir die universiteit belangrik om mense te bemagtig op grondvlak. En 'n geleentheid soos hierdie om met vars nuwe talente kan werk is 'n ideale platform om vaardighede te kan probeer oordra wat mense ook saam met hulle kan vat in die ontwikkeling van hulle loopbane verder. Gracia, jy het in Maart betrokke geraak as aanbieder vir die mentorsprogram. Wat het gemaak dat jy nou weer terugkeer vir die finale slypskool? As ek dink die kuns oor die algemeen het 'n manier om 'n gemeenskap te bou, op te stig. En toe ek in Maart maand hierdie ouens ontmoet, was dit vir my soos die is die mees amazing mense saam wie ek al ooit 'n community kon bou. Daar is so 'n spirit van Ubuntu, van togetherness en ek is omdat jy is en ons
ons kan die lewe beter maak. En so beyond the music and beyond the writing, was dit vir my regtig die gemeenskap wat gebou is. En so toe ek gevra was om terug te keer, toe sit vir my soos, hoe kan ek nee sê vir daai community? Hoe kan ek nee sê vir my mense? Ja. En wat is vir jou die belangrikste ding wat jy wil oordra in jou sessies? Ja. Ek dink wanneer ek skryf, is dit vir my belangrik om dat mense agterkom wie ek is, dat ek agterkom wie ek is, want dit is maar 'n journey elke dag. So wanneer ek my sessies, wanneer ek klaar is met my sessies, is dit vir my belangrik dat die kunstenaars het lees die vrae begin vra van wie is ek, wat maak ek hier en wat communicate ek met my musiek en met my menswees. Wydien, julle het sommer al lekker vroeg vanoggend begin. Ja, ons het vanoggend al die honders kos gegee en dou voor dag al begin, ja. En sê vir my presies, hoe verloop 'n dag soos vandag? So 'n dag soos vandag, ons het vanoggend vir Chris van Artema hier gehad, ons het vir Karen Meyring hier gehad, ons het vir Gian Groen gehad, ons het Diani Smit hier gehad wat so 'n bietjie gepraat oor social media. En dan het ons net na lunch het ons wegbreek sessies waar die finaliste en die mentors kan praat oor hulle finale sang. Dan het ons later vir Dion Meyring en ja. So dis net een aanhoudende opleiding en opbou van Ja, dis die heeltyd met weer. So dit was nie tyd vir die kunstenaars om bietjie te ontspan byvoorbeeld. Nee, daar is kyk wat gebeur spesifiek die week is dat even as hulle relax, is dit ook werk. Want dit is tot opbou tot die finale aand. Ja. Wydien, en sê vir my, hoe verskil 'n projek soos ATKV Crescendo van ander talent soektog programme? Ek dink Crescendo is die enigste projek wat nie 'n kompetisie is nie. Ek het nog die hele tyd oral waar ek kyk, ek het al op panele gesit en alles is alle talentsoektogte is kompetisies. En ek dink dit is wat Crescendo anders maak, dit is wat Crescendo uniek maak. En dit is hoekom 'n projek soos Crescendo 50 jaar kan aangaan en net greatness kom uit die projek uit. Jou Annelie van Rooyens, jou Anna Davels, jou Jody Jantjies. Dit is wat Crescendo anders maak. En jy was in 2015 'n finalis by Crescendo en nou is jy die projekorganiseerder, maar jy is ook 'n kunstenaar in van die Crescendo produksies. Waarom keer jy heeltyd terug na die projek? Man, daar is twee goed wat ek by die projek geleer het wat ek ook op my lewensreis saam met my kan vat. En daai twee goed is karakter en integriteit. As jy nie karakter het nie, as jy nie integriteit het nie, dink ek jy gaan 'n great human being kan wees. As jy nie 'n great human being is, kan jy nie 'n great kunstenaar wees nie. En hier het ek kom leer van familie hoef nie blood related te wees nie. Mens kan jou familie kies. En dit is wat Crescendo is, 'n groot groep familie. Kom saam met die ATKV op reis om 'n erfenis te bou. 'n Reis waar ons gaan vernuwe en erkenning gee. 'n Reis waar ons vier en skep. Saam skep ons 'n nalatenskap waar elkeen tuis en trots sal voel. 'n Nalatenskap wat die rykdom van ons taal, kultuur en kunste omhels. Ons skep nie net geleenthede nie, ons skep kragtige ruimtes waarin gemeenskappe kan floreer. Ons bied nie net projekte aan nie, ons belê in mense. Ons vier nie net ons erfenis nie, ons bou 'n toekomsbrug waar elke hart 'n huis vind en elke droom vlerke kry. Saam leer ons uit die verlede en skep ons die toekoms. Saam is ons nie net 'n organisasie nie, ons is die vuur wat die passie aansteek, die lig wat die toekomspad verhelder en saam is ons die klop van ons gemeenskappe se hart. Saam staan ons sterk. Saam skep ons 'n erfenis waarop ons kinders trots sal wees. Saam skep ons 'n onwrikbare baken van ons gemeenskappe se krag, kultuur en kreatiwiteit. Saam is ons die ATKV. Saam skep ons 'n lewende erfenis.
Robin, jy is ambassadeur en kursusleier van ATKV Crescendo. Hoekom is hierdie projek vir jou belangrik om van deel te wees? As 'n interessante gesegde wat sê that if you can extract the precious from the worthless, you'll become a spokesperson, right? So in die narrative van hy dink ek, love ek 'n idee om myself binne 'n proses te vind en mense te kan assist net om die beter weergawe van hulle self tentoon te stel. Ja, so ek is passionate oor daai. Die orkes is nou besig om op te warm. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie. William, jy is die musiekdirekteur van ATKV Crescendo. Hoe het jy betrokke geraak by die projek? Ek is betrokke sedert 2015 en deur netwerk met die eerste groep mense. Ek het begin met een van die finaliste werk net op ons eie, want sy wil graag nuwe songs doen of songs geskryf wat sy graag wil perform en ek het net saam met haar gaan perform en so het ek bekend geraak met die ATKV en bestuur en so aan. En as mentor, wat is die ding wat jy die graagste wil oordra aan die kunstenaars en die finaliste wat hier so is? So ek dink om hulle self te wees, om hulle self te vind, hulle eie original klank, hulle eie stem. Is goed om ons maar te leer en te groei en te kyk hoe ander dit doen en spesiaal mense wat ons admire as artist en so aan, so om van hulle te leer, maar dan ook jou eie unieke styl en klank te vind. Dis wat ek graag aan hulle self wil oordra. Leandie, hoekom het jy ingeskryf vir ATKV Crescendo? Ek het gevoel my liedjies moet iewers gehoor word en ja, ek het gedink is die goue geleentheid om dit op een of ander platform in te skryf. En sal jy ander liedjieskrywers aanraai om ook in te skryf daarvoor? Ja, verseker, dit is 'n wonderlike geleentheid en dit is regtig 'n fun en lekker tyd en jy ontmoet mense wat like-minded is en ja, dit is regtig lekker. Slikkies van jou wat my verras, wees die dronk in my kop. Wees nog 'n ritme in my hart klop, wees die is in my stem. Wees die ink in my pen. Wees die is in my stem. Wees die ink in my pen. Hoe was dit vir jou om deel te wees van die mentorsprogram wat Maart gebeur het? Ja, so dit was 'n wonderlike experience want ek het regtig waar dit verwag. Ek het nogals baie geleer by die mentors en van die tips en die advies wat hulle gegee het, ek ook implementeer in my musiek. En hoe voel dit nou om een van die top 10 finaliste te wees wat hierdie slypskool kan bywoon? Ja, dis 'n amazing feeling man om deel te wees van die top 12 en dit wys dat mense sien regtig waar mense talent wat mense het. Almal dink as die dag dat die man drugs, maar die pyn en die stress is die oorsaak hier opkom. Wat stap ek sê dankie vir al my voorvaders. Ja, nou like dinge, ja, dis doen. Ik ben ziek ontgaan. Ik weet dat ik alles doe. Ik ben ziek ontgaan. Athena, wat is jou verwagting vir Saterdag ons finale bekendstellingskonsert? My verwagting is dat die gehoor kan sien wat ons talente is, wat ons in hierdie tydperk geleer het en net ons as nuwe Afrikaanse sangers en liedjieskrywers kan aanvaar en ontferm en hopelik vir ons vorentoe kan vat met ons liedjies wat ons nou vanaf Maart maand tot nou toe voorberei het. So dit is my verwagting.
Die konsert se naam is Sit Dit Aan. Wat beteken Sit Dit Aan vir jou? Sjoe, baie mense het gesê is dalk 'n knoppie wat jy aansit. En dit is net vir my sit aan die gevoel van die nuwe Afrikaanse musiek. Sit jou verbeelding aan, sit jou ook die mense die gehoor se verwagting aan. So ja, sit dit aan nuwe musiek en embrace dit. So dit is vir my wat dit beteken. Sê vir my, wat maak ATKV Crescendo vir jou anders as ander talentsoektogprojekte? Ek dink die een ding vir my is die journey wat hulle saam met jou stap. Met sangkompetisies is dit jy gaan showcase jou talent en mense gee nie noodwendig vir jou terugvoering of enige rigting of sê hier was jy fout, daar was jy fout, jy val net uit. Maar met ATKV die mentor stap 'n journey saam met jou. So dis wat dit vir my baie anders maak. En hoe daag die projek jou uit as liedjie-skrywer? Soos toe ek hier gekom het ek gesê ek is nie regtig. Ek sing baie goed en toe ek daai sê toe besef ek ek iets gesê wat maar dit daag my uit op baie goeie maniere. Dit forceer my, dit klink nou 'n bietjie, maar dit is 'n goeie force om te skryf. En ek dink ons enige artist of enige musician wat sing, al sing jy enigiets, al sing jy in die stoor, jy het die ability om iets te kan kry as jy jouself net toelaat en met die nodige hulp. Ek wil leer en ek wil swem, so kan ek wees wie ek is hier en nou vir ewig en nou. Kom saam met die ATKV op reis om 'n erfenis te bou. 'n Reis waar ons gaan vernuwe en erkenning gee. 'n Reis waar ons vier en skep. Saam skep ons 'n nalatenskap waar elkeen tuis en trots sal voel. 'n Nalatenskap wat die rykdom van ons taal, kultuur en kunste omhels. Ons skep nie net geleenthede nie. Ons skep kragtige ruimtes waarin gemeenskappe kan floreer. Ons bied nie net projekte aan nie, ons belê in mense. Ons vier nie net ons erfenis nie, ons bou 'n toekomsbrug waar elke hart 'n huis vind en elke droom vlerke kry. Saam leer ons uit die verlede en skep ons die toekoms. Saam is ons nie net 'n organisasie nie, ons is die vuur wat die passie aansteek, die lig wat die toekomspad verhelder en saam is ons die klop van ons gemeenskappe se hart. Saam staan ons sterk. Saam skep ons 'n erfenis waarop ons kinders trots sal wees. Saam skep ons 'n onwrikbare baken van ons gemeenskappe se krag, kultuur en kreatiwiteit. Saam is ons die ATKV. Saam skep ons 'n lewende erfenis. Annika, hoe voel dit om deel te wees van hierdie top 10 by die Slypskool? Absoluut 'n overwhelming gevoel, maar in die goeie sin van overwhelming. Dit is regtig waar 'n platform wat die ATKV vir ons geskep het. As kunstenaar, ek maak altyd 'n grap om te sê ek sing eintlik net in die stort.
Maar dit is 'n wonderlike platform en geleentheid om saam met ander kunstenaars te kan werk en te kan ontmoet wat op amper wat wil ek half sê op dieselfde level is as jy wat nog nie exposure gekry het nie. En ek is verskriklik geëerd en bevoorreg om deel te kan wees van die ATKV Crescendo. Annika, sal jy vir ander liedjieskrywers aanraai om ook in te skryf vir ATKV Crescendo? Absoluut, absoluut. Ek dink daar is nog nie 'n ander platform wat ek raak geloop het, raak gesien het wat al hierdie inligting of die inside info met jou deel nie. So die besigheidsaspek daarvan om onsself te kan sien ook as 'n entrepreneur, want ek dink ons spandeer baie tyd om te skep en dis ons passies, ons dink nie altyd aan die ander kant van die saak nie. So ja, definitief. Gee my die somer, maak my dromer. Gee my die somer, maak my dromer. Gee my die somer, maak my dromer. Yeah. Die konsert se naam is Sit Dit Aan. Wat beteken Sit Dit Aan vir jou? Wel, volgens wat ons geleer het by hierdie werkswinkel is dit net kry jou kop op die dinge wat belangrik is, wat saak maak. So Sit Dit Aan is eintlik mind shift. Klim in dit in, maak jouself reg, hier kom my ding. Ja. En wat is vir jou die mooiste eienskap van ATKV Crescendo? Ag, jy vra my nou sulke goeie vraag. Ek praat so baie met die organiseerders en al wat ek net kan sê is ek is so opgewonde oor hoe hulle ons aanspoor en motiveer en net so bereid is om ons te help en saam met ons droom. Ek dink dit is vir my die beste eienskap van die ATKV wat hulle vir ons verkoop het. Tydlik. Dis net ek geweet, my veilige hawe verkrummel het sand, en jy laat my hart breek. Jy los dit stil, jy los dit donker, jy los dit leeg. Jy los dit stil, jy los dit donker, jy los dit leeg. Hoekom het jy ingeskryf vir ATKV Crescendo? Aan die begin het ek nie geweet wat ATKV Crescendo was nie, maar ek het net 'n risk gevat toe was ek soos net, just apply, just see what happens. En wanneer ek ingeskryf het, toe was ek I was so surprised about, the outcome because I didn't think I'll make it, but when I applied, I was just really excited about the experience. So yeah. En hoe was dit vir jou om deel te wees van die mentorskapprogram wat in Maart plaasgevind het? Ja, ek het so baie geleer van almal, van die mentors, van my peers. Ons het van mekaar afgeleer en that is something I will take with me forever. Dit gaan nie bly in my hart en my kop en alles wat ek doen in my lewe. So ek is baie dankbaar vir wat ek geleer het. So ja. Jy is 'n vlam en 'n vuur wat brand, het my in jou hand. Sy's fever baby, in my hand as sy don't weet wat wil ek om geskeer. Sy is storm na hierdie. Jy is 'n vlam en 'n vuur wat brand, het my in jou hand. Sy's fever baby, in my hand as sy don't weet wat wil ek om geskeer. Sy is storm na hierdie. Wat 'n wonderlike inisiatief om kunstenaars op te lei met soveel vaardighede. Baie dankie dat julle saam gekuier het. En onthou, as jy wil aansluit as lid, deel word van 'n tak of deelneem aan enige een van ons projekte, besoek vandag nog atkv.org.za. Sien julle volgende keer.